Die weer is 'n onderwerp wat gereeld ter sprake is, veral na die afgelope tyd se baie reën wat plek tot ernstige oorstromings gelei het. Dit terwyl die Wes-Kaap se damvlakke daal en daar nogal hitte en droogte in die provinsie beleef word. Die weerkundige en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria, Hannes Rautenbach, sluit nou vanuit Lockston in die Noord-Kaap by ons aan. Prof Hannes, ek wens die tegnologie was al so gevorderd sodat ons net vinnig plekke kon ruil, want die Karoo lê my mos maar na aan die hart. Maar baie dankie dat jy vanoggend tyd maak om met ons te gesels. Ja, goeiemôre Elsa, en ook goeiemôre aan al die kykers. Ja, ek praat met julle hier van die, soos hulle noem, die Vaal ou Karoo land. Ek het verlede jaar hiernatoe getrek en een van die redes was juis omdat hier so pragtige mense hier sulke pragtige weer en wolkformasies kan sien. Maar ja, dit is baie droog hier in ons gebied en alhoewel dit in die noorde geweldig baie reën. Die weer domineer natuurlik die nuus deesdae. Dit is baie lekker om daar te gesels. Ja, en die mense is ook baie lieflik daar, maar nietemin. Hoe lyk die reënvooruitsigte oor die algemeen na aanleiding van die afgelope tyd se baie reën wat oorstromings in sommige plekke tot gevolg gehad het? Ja, Elsa, ek het juist genoem dat die weer natuurlik baie dominant is in die nuus deesdae. En jy, soos jy nou net gevra het, wat hou die res van die seisoen in? Ek wil net so 'n bietjie gesels oor die wat ons noem die klimaatdrywers. Dis met ander woorde die prosesse in die atmosfeer wat verantwoordelik was vir die reën wat ons tot nou toe beleef het en dan ook wat ons nog kan beleef in die res van die seisoen. In die eerste plek wil ek net noem, baie interessant, die kykers is gewoond aan 4 seisoene hier in Suid-Afrika. Dis winter, lente, herfs en somer, maar ons het inderwaarheid 5 seisoene in Suid-Afrika. Die rede daarvoor is omdat ons hier in die subtropiese dele van die aarde geleë is, kry ons vog vir reënval of van die noorde af of van die suide af. Nou, die 2 seisoene waarvan ek praat wat nou bykomstig is hier in die somer, is natuurlik die voorsomer. Die voorsomer word gewoonlik gedomineer deur vog hier van die suide af, terwyl die nasomer gedomineer word deur vog hier van die noorde af. Nou, ons het in die eerste helfte van hierdie somerseisoen geweldige vog van die noorde af gekry, in plaas van dat die suidelike stelsel oorheers het. En daarom is ons al reeds in 'n posisie waar dit baie nat is hier oor Suid-Afrika, hier in die middel van die somer. Die ander drywer is natuurlik wat ons noem die El Niño suidelike oscillasie. Dit is nou die temperature van die oseaan hier oor die ewenaargebied van die Stille Oseaan. En hierdie temperature was so bietjie kouer as normaal, baie neutraal, alhoewel ons wat mense noem 'n La Nina fase van die El Niño suidelike oscillasie was. En wanneer ons in La Nina toestande is, kry ons gewoonlik meer reën hier oor Suid-Afrika. Die derde faktor is natuurlik die plaaslike weerstelsels wat groot reën veroorsaak. Ons het tot sover bo-gemiddelde reën oor die grootste deel van die somerreënvalgebied gehad en ook die grootste deel van Suid-Afrika, alhoewel nog droog hier oor die suide en suidweste. Plaaslike weerstelsels gaan nou hier in die nasomer natuurlik baie dinge verander en dit het reeds gebeur. Ons het hier 'n laagdruksel wat ontwikkel het hier oor die suide van Mosambiek. 'n Geweldig baie vog is deur hierdie stelsel ingetrek hier van die Indiese Oseaan af. Die Indiese Oseaan hier teen Suid-Afrika is natuurlik baie redelik warmer as gewoonlik en ons het natuurlik hierdie stelsel gehad wat hier vasgesit het en geweldig baie reën veroorsaak het hier oor die verre noordooste van die land. Gebiede het selfs hulle jaarlikse reënval totale wat in die gemiddeld voorkom oor net 'n periode van 3-4 dae beleef en dit het natuurlik vir ons baie skade berokken in daai gebied en ook geweldig baie reën wat daar uitgesak het, wat weer vir ons 'n baie nat somer in die vooruitsig stel. Ek wil net vinnig vra, want die tyd is besig om ons baie vinnig in te haal, maar ek dink iets waar almal wonder, sommige mense skerts en sê dat ons nog nie werklik 'n somer beleef het nie.
en dat dit reeds voel asof die herfsseisoen besig is om aan te breek. Is dit abnormaal? Ja, Elsa, dit is so 'n bietjie in teenstelling met die tendense wat in die wêreld aangaan. Die Wêreldweerkeurorganisasie het sopas 'n verslag uitgereik waar 2025 is die derde warmste jaar van die op rekord geïdentifiseer is. Hier in Suid-Afrika het ons eintlik ietwat koeler temperature gehad en mense kan verstaan dat mense dink dat die herfs in aantog is. Die rede vir die koeler temperature is natuurlik die baie reën en die wolke wat in die lug is. Mense moet onthou dat die temperatuur word nie direk veroorsaak deur die son nie, maar juis oor die aarde wat hitte uitstraal en die uitstraling was baie minder hierdie jaar tot sover en dit beteken dat ons bietjie abnormale seisoen gehad het, baie koeler as gewoonlik en ons hoop natuurlik ons kry nog goeie reën vir die res van die seisoen. Definitief, en ek dink dit is nou definitief iets wat almal met baie groot belangstelling dophou. Ek meen, want soms voel dit ook asof dit Kaapse winde is wat hier by ons waai, maar nietemin, Prof Hannes, baie dankie vir jou tyd en dat jy ingeskakel het daar vanuit Lockston in die Noord-Kaap. Nou ja, jy kyk nog na Goeiemôre, Good Morning, maar bly net waar jy is, want Pieter Pruis sorg net hierna vir musiek. En onthou dat jy ook ons YouTube-kanaal kan besoek om weer na enige van hierdie interessante gesprekke te gaan kyk.